Goeiemôre, dit is Woensdag die 15de April. Vanoggend lees ons 1 Tessalonisense 5 vers 17, een van die kort verse in die Bybel. Hier skryf Paulus vir die gemeente en hy sê vir hulle, bid gedurig. Gister het Paulus vir Timotheus gesê, lees die Bybel. Dit is belangrik, dit is goed. Vandag sê Paulus vir die gemeente in Tessalonisense, bid gedurig. En dit was nie net 'n opdrag vir daardie gemeente nie, dis 'n opdrag vir my en jou vandag nog steeds. Dat ons gereeld met God moet praat. Dat ons gereeld moet bid. Dat ons gereeld en getrou met God in kommunikasie sal wees. Ons weet dat dit ongelooflik belangrik is dat mense met mekaar kommunikeer. Dis hoe ons saam is, dis hoe ons 'n familie is, dis hoe ons vriende is. Dis ook belangrik dat ons as gelowiges gereeld met God sal praat, dat ons sal bid sonder ophou. Hoe lyk jou gebedslewe? Is dit maar net 'n skietgebedjie hier en daar as jy in die moeilikheid is? Is dit maar net iets wat jy doen rondom ete wat 'n vorm gebed is en jy amper nie eens oordink nie en dit maar net doen? Ja, partykeer halfpad deur die ete kan ons nie onthou of ons gebid het nie. Of is ons gebed regtig 'n gesprek met God? 'n Gesprek wat ons het soos met ons geliefdes, die mense om ons. God nooi jou om met hom te praat. God wil jou hoor. Hemelse Vader, dankie dat ons met U kan praat. Dankie dat ons kan bid en weet dat U 'n God is wat hoor. Wat nie net hoor nie, maar wat regtig luister. Here, mag ons elke dag gereeld met U praat. Werk deur die Gees in ons harte dat ons gedurig sal bid. Ja, Here, en wanneer ons woorde opraak, wanneer ons nie meer weet wat en hoe om te bid nie, dankie dat ons weet dat U ons harte ken. Ja, Here, dat U deur die Gees self vir ons intree. Dat Christus vir ons intree in die hemel. Dankie dat ons nood en ons vrese en ons angs voor U kan plaas. Here, wil U ons toefou in die liefde, vir ons hoop gee. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar ons bid dit ook vir ons geliefdes, vir ons geloofsgemeenskap, vir ons wêreld waarin ons is. Here, met oorloë en chaos en ekonomie wat agteruitgaan. Dankie dat ons weet, U verander nooit nie. By U is hoop, vrede en lewe. In Jesus se naam. Amen.